Goeiemôre. Dit is vir my baie lekker om hier rondom die Paasnaweek met julle te kan praat uit die skrif uit. Ja, vanoggend se praatjie, vanoggend se boodskap is dan Jesus in die 3-in-1 fees. Wat 'n fees praat ek van as ek van die 3-in-1 fees praat? Het is interessant dat Paasfees eintlik 'n ineengestrengelde fees is. 'n Fees wat verskillende aspekte het. Ons praat so maklik van Paasfees, maar ons hoor toe ook van die fees van ongesuurde brode, ons hoor van die fees van eerste vrugte. Hoe steek hierdie goed in mekaar? Dit is nou waarna ons vanoggend 'n bietjie gaan kyk uit die skrif uit. So luisteraar, kyk gerus saam met my uit die skrif en leer saam met my wat die skrif vir ons leer. So Paasfees is 'n 3-in-1 fees. Maar ek bedoel eintlik as ek sê Paasfees, bedoel ek die hele Paastyd. Want die eerste dag van Paasfees is die Paasfees, net een dag lank. Die tweede dag begin die fees van ongesuurde brode. En die derde dag is die fees van die eerste vrugte. Dit is belangrik dat dit die eerste vrugte is, want Jesus het opgestaan as ons eerste vrug van almal wat gaan opstaan. Die Paasfees is die dag wat die Paaslam geslag is, en die dag in die middel, die ongesuurde broodfees, is die ongesuurde deeg, die suurdeeg is uitgehaal. Jesus het gesterf vir die sonde en Jesus lê sonder sonde in die graf vir daardie dag. So kom ons kyk waar kry ek hierdie gedagtes in die skrif. So blaai saam met my asseblief na Levitikus 23. Ons gaan so 'n klompie plekke uit die Ou Testament lees. Levitikus 23.
En ek lees van Levitikus 23 van vers 5 tot 8 en dan weer net 'n bietjie verder. In Levitikus 23 van vers 5 lees ons van die datums van die Paasfees en van vers 6 lees ons dan van die datum van die ongesuurde broodfees. In die eerste maand, dus dis die maand Nisan. In die eerste maand, op die 14de van die maand, teen laatmiddag, is dit die Pasga van die Here. Vers 6. Op die 15de van die dag van die maand, die 15de dag van hierdie maand, maar die volgende dag, begin die fees van ongesuurde brode vir die Here. 7 dae lank moet julle die ongesuurde brood eet. Op die eerste dag moet vir julle 'n heilige byeenkoms hou. Julle mag geen gewone take verrig nie. 7 dae lank moet julle daagliks 'n offergawe vir die Here bring. Op die 7de dag is daar 'n heilige byeenkoms. Julle mag geen ander gewone take verrig nie. Dan blaai ons aan na die volgende gedeeltjie uit hierdie Levitikus 23 en van vers 10 af dan. Nou hier van vers 10 af lees ons dan van die volgende fees, die fees van die eerste vrugte. Praat met die Israeliete en sê vir hulle, wanneer julle in die land kom, wat ek vir julle gaan gee, en julle die graanoes insamel, moet julle die eerste gerf van die graanoes na die priester te bring. Hy moet die gerf voor die Here aanbied, dat dit vir julle tot voordeel strek. Op die dag, na die Sabbat, moet die priester dit aanbied. Ja, so hierso sien ons, dis die eerste vrug van die oes, wat hulle dan vir die Here moet bring, sodat die Here die hele oes sal seën. Dis waaroor dit gaan. Maar in Levitikus 12 lees ons ander dinge oor hierdie feeste.
So kom lees dan saam met my in Levitikus 12 die ander beskrywings en die datums rondom die paasvieringe. Levitikus 12 van vers 1 af. Die Here het vir Moses en Aaron in Egipteland gesê: hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Maar dit moet die eerste maand wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Dis die maand Nisan. Praat met die hele volksvergadering van Israel en sê: op die 10de van hierdie maand, op die 10de van die maand Nisan, moet elkeen van julle 'n lam neem vir sy familie. 'n Lam vir 'n huisgesin. As die huisgesin te klein is 'n lam vir 'n lam, moet hy en sy buurman, wat die naaste aan sy huis is, dit deel in verhouding tot die getal persone. Julle moet die lam in porsies verdeel in ooreenstemming met wat elke gesin gaan eet. 'n jaar oud ram-lam sonder gebrek moet julle kies. Uit die skape of die bokke kan julle dit neem. Julle moet die lammers veilig hou tot op die 14de dag van die maand Nisan. Die hele byeenkoms van die volksvergadering van die Here moet dan laatmiddag hulle lammers slag. So het julle gesien wat hier gebeur? Op die 10de van Nisan moet hulle die lammetjies gaan haal en hierdie lammetjie moet dan daar by hulle bly, sodat hulle kan sien die lam is sonder gebrek. Dis 'n mooi perfekte skoon lammetjie. En dan 5 dae moet hy bly. Op die 5de dag, die 14de van Nisan, moet hierdie lammetjie geslag word. So op die 10de Nisan die lam gebring word, hy moet by hulle bly om te kyk dat hy sonder gebreke is. En op die 14de Nisan word die lam geslag. Nou is interessant, as ons in Johannes lees, in die boek van Johannes, dan sien ons dat Jesus 5 dae voor die Paasfees van Betanië af na die fees toe gegaan het. So Jesus het letterlik op die 10de van die maand Nisan Jerusalem toe gegaan na die Paasfees toe. En wanneer is Jesus geslag as offerlam vir ons? Op die 14de van Nisan. So Jesus het letterlik die voorskrifte van hierdie Paasfees nagekom met sy lewe. So die Paasfees is die 14de van Nisan. Dit lees ons nou net, het ons gelees in Levitikus 23 vers 5, die 14de van die eerste maand, en daardie dag word die paaslam geslag. Dan staan daar in die volgende dag, die 15de, is die fees van ongesuurde brode. So, want hulle moes ongesuurde brood eet tydens die paastyd. Hulle moes al die suurdeeg, al die sonde uit hulle lewe uithaal. En die volgende dag is die dag van die eerste vrugte. En wanneer het Jesus opgestaan? Op die 16de Nisan, die oggend van die 17de, het hy opgestaan. So die 3de dag het hy opgestaan. En net soos die
graanoes sy eerste gerwe gebring is, as 'n teken van die hele oes wat aan die Here behoort, en as 'n teken dat die res van die oes geseën geword, so het Jesus dan ook op daai oggend opgestaan op die eerste vrugte fees, as teken van ons almal wat eendag ook gaan opstaan. Maar daar was 'n ander interessante gebruik gewees rondom hierdie Paasfees. Soos ek het gesê, die middelste van hierdie 3 feeste is die fees van ongesuurde brode. Nou ons lees daarvan in Levitikus 12 vers 15. Nou hier is iets interessant. Nou by ons is dit nou herfsttyd, maar in die noordelike halfrond is dit lentetyd. En as die Jode dan die bevel gekry het om hulle huise skoon te maak van al die suurdeeg en van alles, wat hulle gaan nou hierdie groot Paasfees hou, was dit lentetyd. So as ek nou reg het, is dit waar die uitdrukking spring cleaning vandaan kom, want hulle moes letterlik spring cleaning doen, want dit was vir hulle die begin van die lente wat hulle dan hulle huise skoon moes maak van alle goed, maar onder andere ook van suurdeeg. En soos ek gesê het, ons lees daarvan in Levitikus, in Exodus 12 vers 15. Exodus 12 vers 15. 7 dae lank moet julle ongesuurde brood eet. Reeds op die eerste dag van die maand, moet julle die suurdeeg uit julle huise verwyder. Want elkeen wat iets eet wat met suurdeeg gebak is, vanaf die eerste tot die 7de dag, daardie persoon sal van Israel afgesny word. 7 dae lank moet julle ongesuurde brood eet. Reeds op die eerste dag van die maand Nisan moet julle daardie suurdeeg uit julle huise verwyder. Want elkeen wat iets met suurdeeg eet, vanaf die eerste tot die 7de van die maand, daardie persoon sal uit Israel afgesny word. So, ons kan sien dit is hulle voorbereiding vir die Paasfees, spesifiek dan die fees van ongesuurde brode. En in die Nuwe Testament was dit ook so gewees. Paulus skryf baie duidelik in 1 Korintiërs dat ons die ongesuurde brood, die sonde uit ons lewe moet haal. En dit het al hier in Exodus 12 vers 15 begin. So, die Jode het 'n baie interessante gebruik. Natuurlik maak die vrouens normaalweg die huis skoon, normaalweg werk die vrouens met suurdeeg en hulle bak met suurdeeg en alles, en hulle moet alles suurdeeg verwyder. Maar dan gaan hulle en hulle los een bolletjie deeg met suurdeeg en hulle sit dit onder die hoek van 'n mat. En dan kom die pa van die huis, wat natuurlik die verantwoordelike persoon is, en dan word daar gesê, hy het met 'n skoppie gekom met 'n veertjie. Nou, hy vee so met 'n veertjie, so hy vee nie ernstig nie. En dan kom hy, en dan lig hy die hoek van die mat op, dan vee die laaste bietjie suurdeeg in die skoppie. En dan verklaar hy hierdie huis skoon van suurdeeg, soos die Here hulle beveel het. So 'n baie interessante gebruik wat die Jode dan het. Maar ons lees ook baie in die Nuwe Testament van die Paasfees, né? Kom ons blaai na Lukas 22 toe, by die instelling van die nagmaal en dan die Paasfees daar saam. Nou, kyk wat sê Jesus dan in Lukas 22 vers 7 vir sy disippels. Die dag van die ongesuurde brood, waarop die Pasgalam geslag moet word, het aangebreek. Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes met die woorde: gaan berei vir ons die Pasga voor, sodat ons dit kan eet. Dan vers 14. Toe die uur aanbreek, het hy en die apostels saam met hom vir die ete aangeleen. Toe sê hy vir hulle: ek het van harte begeer om hierdie Pasga saam met julle te eet voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal dit beslis nie weer eet, totdat dit vervul is in die koninkryk van God. So hier kondig hy dan sy lyding en sy dood aan. Dan vers 17. En nou moet julle mooi luister, interessant is nou oor die beker en die brood, en die bekers en die brood. Daarna het hy 'n beker geneem, en nadat hy gedank het, gesê: neem dit en deel dit onder mekaar, want ek sê vir julle, van nou af sal ek beslis nie weer van die vrug van die druiwestok drink nie, totdat die koninkryk van God gekom het nie. En hy het die brood geneem
En nadat hy seëngebed uitgespreek het, breek hy dit en hy gee dit vir hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit om my in herinnering te bring. Nou ja, dis wat ons normaalweg dink aan die nagmaal, né? Hy het 'n beker gevat en hy het die brood gevat. Nou staan hy in vers 20. So ook met die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker wat terwille van julle uitgegiet word, is die nuwe verbond deur my bloed. So, ons sien dat hier 2 keer uit bekers gedrink is en ons normaalweg net 1 keer by die nagmaal uit die beker drink. Maar weet julle, waar kom dit vandaan? Wat dit tot ons hierso sien, is eintlik net 'n klein greepie in die Joodse gebruike. Want die Jode het eintlik 4 bekers gehad. En ons sal net nou daaroor 'n bietjie praat, maar daar was 4 bekers gewees. Beker van verlossing, van heiligmaking, dan die beker van verlossing uit die sonde, uit die slawerny uit, dan die beker van redding en dan die beker van danksegging. So dit is die 4 bekers wat ons dan van lees in die Joodse literatuur en die Joodse gebruike. Maar hierso in Lukas 22 sien ons 2 van daardie bekers. Maar nou dat ons gelees het dat hulle al die suurdeeg moet uithaal voordat die Paasfees begin. Wat dink julle? Sou Jesus suurdeeg geëet het tydens Paasfees? Onthou, Jesus was 'n Jood. Sy disippels was Jode. Hulle het almal uit die Joodse geloof gekom. En nou begin hulle glo in Jesus as verlosser. Maar hulle was Jode en hulle het nog die Joodse Pasga, die Paasfees gevier. En die Joodse wette het gesê van die julle glad nie suurdeeg eet nie. Julle mag nie suurdeeg in julle huis hê nie. So die vraag is, sou Jesus suurdeeg geëet het? Ek dink nie so nie. Want Jesus is dan die teken van die een wat sondevry is, sondeloos is. Hy het vir ons sonde gesterf. So Jesus is die Paaslam wat die 10de van die maand reeds Jerusalem toe gegaan het van Nisan, op die 14de van Nisan, toe al die Paaslammers geslag is hy gekruisig. Die 15de van Nisan, wat hy dan klaar betaal het vir die sonde, was hy in die graf sondeloos. En dis die fees van die ongesuurde brood. En die 16de en na die oggend van die 17de toe, het Jesus dan opgestaan uit die graf uit. En dis die fees van die eerste vrugte, as teken dat hy die eerste een is wat opgestaan het. So mooi vervul Jesus dan hierdie gebruike, wette, reëls en regulasies rondom die Paasfees. Maar die Jode het nie net die gebruik gehad van die 4 bekers nie. Die Jode het ook 'n ander baie interessante gebruik gehad. Dit is 'n bietjie van 'n snaakse woord, dit is afikomen. Daar was 'n gebruik van afikomen in hulle Paasfeesvieringe. En wat is die afikomen? Die afikomen is 'n sakkie, soos servette sakkie, wat van servette gemaak is, van linne gemaak is, wat 3 sakkies gehad het. En in elke sakkie het hulle 'n matza stukkie ingesit. Matza, julle weet wat is matza? Matza is ongesuurde brood. So daar was 3 stukkies ongesuurde brood gewees in hierdie matza tas, noem hulle dit. En weet julle, op 'n sekere stadium in hierdie viering van die Paasfees, haal hulle dan die middelstukkie matza uit en hulle breek hom. Hulle sit die helfte terug in die matza tas, maar die ander helfte draai hulle in 'n servet toe en dan gaan steek dit weg. En dan gaan hulle aan met die nagmaal, met die Paasfeesviering. En dan aan die einde haal hulle dit uit, dit word gesoek, as dit gevind word, dit kom na vore en hulle breek dit in stukkies en hulle gee vir almal om te eet. Soos wat klink dit vir julle? Klink dit nie soos 'n versinnebeelding van die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie? Die Seun is in die middelsteen, die Seun word gebreek. Die Seun raak weg vir 'n tyd en die Seun kom weer na vore. En die Seun is gebreek en gedeel dat ons daarvan kan deel hê.
Maar in die Joodse gebruike is daar geen erkenning dat dit die Messias, Jesus die Messias is nie. Maar ons as mense wat in die Messias glo en Jesus as Messias, ons sien dat hierdie gebruik in die Paasfees ingebou is en die Jode weet nie wat dit beteken nie. Nou hoekom is matzah belangrik? Hoekom is hierdie ongesuurde brood belangrik? Die ongesuurde brood in Hebreëus is matzah. Die Jode noem dit vandag nog matzah. Nou kom ons lees net gou een versie uit Jesaja 53 uit. Die Jesaja 53 is daardie lydende knegt, né, wat soos 'n lam kom en geslag word en al die dinge wat gebeur. En hy wat ons sonde op hom dra, ons siektes genees en alles. Nou lees ek vir ons Jesaja 53 vers 5. Hy is egter deurboor vir ons oortredinge, verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf wat ons vrede bewerk, was op hom. Deur sy wonde is daar vir ons genesing gebring. So, Jesus is deurboor, hy's gate ingesteek, né? In sy hande is gate ingesteek, en sy sy is gate ingesteek, sy voete is vasgekap, is gate ingesteek. En hy is Engels sê hy is striped, hy is geslaan, hy is gegesel, met strepe, bloedstrepe op sy rug. En het julle al ooit na 'n stukkie matzah gekyk? Ongesuurde brood gekyk? Matzah het strepe, en matzah het gaatjies. So matzah is 'n perfekte versinnebeelding, simbolisering van Jesus. En dit is hoekom dit so fantasties wonderlik is, dat Jesus is daardie stukkie matzah, wat in die middel weggesteek is, wat gebreek is, wat weggeraak het vir 'n tyd, en dat dit na vore gekom het, en waarvan ons dan deel het in ons lewe. So, ek hoop hierdie Paasfeesvieringe beteken vir jou iets besonders, as jy ook hierdie agtergrond dinge ken. Ek sluit af, deur net weer saam te vat om te sê, Jesus is die kern van hierdie 3-in-1 fees. Want die Paasfees is 'n 3-in-1 fees. Op 14 Nisan is die paaslam geslag, maar op die 10de van die Nisan moes hulle die lammetjies kry. Jesus het op die 10de van Nisan Jerusalem toe gekom. Op die 14de is hy gekruisig. Die 15de, die fees van ongesuurde brode, het Jesus in die graf gelê, klaar betaal vir die sonde. Hy was simbolies dan sonder sonde, maar hy was ook sy hele lewe sonder sonde. Maar dit is dan die fees van ongesuurde brode. En dan die volgende dag staan Jesus dan op die fees van die eerste vrugte. Ek hoop so, ek bid uit my hart uit, dat hierdie Paasfeestyd vir jou nuwe waarde, nuwe betekenis het, omdat jy weet hoe presies Jesus hierdie Paasfees vervul het. Ek sluit af met die woorde: haal die suurdeeg van sonde ook uit jou lewe uit gedurende hierdie Paasfees. Dis die oproep wat Paasfees vir ons maak. Soos die Jode fisies die suurdeeg moes verwyder, sê Paulus vir ons in 1 Korintiërs dat ons op die suurdeeg die sonde uit ons lewe moet haal, om so nuut te wees, soos Jesus ons paaslam. Mag die Here jou seën in hierdie Paastyd, dat dit vir jou 'n besondere viering is. Kom, ek sluit dit met gebed af. Here God, baie dankie dat U die dinge so wonderlik gereël het. Dat U die Paasfees al duisende jare gelede ingestel het. Met 'n Paasfees, 'n ongesuurde broodfees en 'n fees van eerste vrugte. En nou kom Jesus duisende jare later en hy vervul presies op die dag en datum daardie vereistes wat U gestel het vir die Paasfees. Hy kom as paaslam op die 10de van die maand na Jerusalem toe. As paaslam word hy die 14de gekruisig, geslag. Hy is die ongesuurde brood sonder sonde in die graf op die volgende dag. En op die 3de dag staan hy dan op as die eerste vrugte. Here God, help ons dat ons ook ons lewens kan nuut maak, dat ons saam met Jesus sal opstaan, omdat ons
die suurdeeg uit ons lewe uitgehaal het en die Paaslam aanvaar het as ons lam. Dankie Here vir u genade. Amen. Amen. Liewe gelowiges, ek groet julle met die seën van die Here. Mag die Here in julle lewe teenwoordig wees in hierdie tyd van Paasfees en die tyd hierna. Ek bid dit vir julle. Seën vir julle. Tot volgende keer. Totsiens.